begin aan hierdie woord, wat net so voor ons uitgespel is, voel ek onmiddellik, dis nou 'n lekker woord, daai vir my, ek geniet hom terdee. Nee, ek sal nie heeltemal sê, dit is my gunsteling woord om aan te dink nie, en mens probeer wegkom van daai woord af, as ek dit nie mis het nie. Ek weet nie van julle nie, kan ek gou gesien, wie van julle het opgewonde gevoelens as julle hierdie woord sien? En wie van julle het so 'n bietjie, nee, nie vir my nie, dankie. Nee, daar sê, ja, nie vir my nie. Nee, dankie, kom ek kom weg van hierdie ene af. Nou, die definisie van hierdie woord is 'n kragtige en fundamentele menslike emosie wat geaktiveer word deur die bewustheid of verwagting van gevaar, pyn of onsekerheid. Dit dien as 'n noodsaaklike oorlewingsmeganisme wat die liggaam voorberei om op 'n bedreiging te reageer. Ek sal volgende keer by spelling beter kyk. Ekskuus vir die mense wat nie weet wat daai woord beteken, is 'n reageer. Dis 'n nuwe Afrikaanse woord. Noem dit sommer vreesloos. Nou, ek weet nie of julle iets anders geleer het in skool nie, maar ek het nie regtig geleer enigiets anders as hierdie omtrent op skool nie. Want hierdie kom uit die woordeboek uit. Ons het geleer, dit is nie 'n goeie woord nie. Dit is 'n gevaarlike woord en ons moet reageer op hierdie woord. Nou vanoggend gaan ek vir ons almal, vir my intluis, gaan ek 'n kortsluiting veroorsaak in jou brein. As die uitstap gaan is so tweets. Dood eenvoudig, want ons gaan gekonfronteer word met 'n woord wat ons glad nie die diepte en die insig verstaan nie. Ons word gekonfronteer daarmee, maar omdat hierdie definisie so diep in ons gewortel is, as ons aan die woord vrees dink, dan dink ons glad nie anders as behalwe van hierdie is nie 'n goeie woord nie. Dis nie 'n goeie gevoel nie, dis nie 'n goeie ervaring nie, dis nie, ek wil dit so ver as moontlik van my lewe af verwyder, ek soek nie vrees in my lewe nie. Maar kom ons gaan na die oorsprong van hierdie woord toe. Wat is vrees? Die Hebreëse definisie. As ons sê ons is kinders van die Here, en ons stap 'n pad saam met die Here, dan is daar iets herskryf moet word, iets wat oopgesluit moet word. Kom ons kyk na die Hebreëse woord. Die Hebreëse woord is jare. Dit beteken is om te vrees, bang te wees of eerbied te hê. Dit is 'n oorspronklike rootwoord, hierdie fundamentiese woord. Hy's heel eerste begin van hom in die Hebreëse Bybel. Die kernbetekenis om bang te wees, 'n gevoel van fisiese of emosionele vrees, skrik of angs as gevolg van gevaar of 'n persoon. Hierdie emosionele gevoel. Dan om met ontzag vervul te wees, 'n diep gevoel van verwondering en ontzag voor iets of iemand wat groot, magtig en verhewe is. Om te eerbiedig of te respekteer, om diepe eerbied, heilige ontzag en respek te betoon aan iemand, veral aan God of aan 'n gesagsfiguur. Hierdie een woord het twee betekenisse. En dit hang alles af van hoe jy kyk na hierdie woord. Nou, in ons menswees ons groot geword het, is daar net een rigting hoe ons na hierdie woord kyk. Maar hierdie woord se oorsprong en sy in die Engels praat van die root word. Dit is maar nou jy my help met hierdie woord. Wat is die root word? Daai eerste ene. Sê weer? Die kernwoord. Is dit 'n kern? Die oorsprong. Die mensdom het nie die woord geken in die begin soos wat ons hom ken nie.
Hulle het hom nie so geken nie. As ons kyk na hierdie Jare, dit kom meer as 300 keer in die Ou Testament voor. Een van die merkwaardigste eienskappe van hierdie woord is dat dit twee oënskynlike teenoorgestelde betekenisse kan hê. Die konteks bepaal of dit verwys na die vernietigende vrees of heilige ontzag. Nou, in my mind, in my gedagtes, is daar net een woord, vrees. En dis hierdie angstigheid, hierdie bekommernis, wat ek leef. Maar, in hierdie woord, Jare, gaan hy so maak, vir ons vanoggend. Ons hoor van dit. Dis misplaaste woord vrees. Hy kan of in 'n rigting ingaan, waar ek sê nee, ek is bang. Of in 'n rigting ingaan, van ek is oorgegewe, en eerbied. In die Joodse woord, soos hy hom daar skryf, ek vrees die Here. Kyk na die twee prentjies. Watter een spreek tot u hart? Dis die werkwoord. Die selfstandige naamwoord, Jira. Die selfstandige naamwoord, die vrees van die Here. Weereens, kyk na die twee prentjies. Watter een spreek tot u hart? Dus ek sê, vanoggend gaan daar 'n kortsluiting in ons gedagtes plaasvind, want ons het nodig om hierdie woord te kan verstaan. Veral in die Bybelse konteks, van waar die Here sê, moenie vrees nie. Gaan ons nou na kyk oor wat sê hy elke keer as hy sê, moenie vrees nie. Nou heel eerste, in hierdie konteks van, hoe kyk ek na hierdie woord, wat die Here sê, moenie vrees nie. Die werkwoord, dit beskryf die handeling of ervaring van vrees. Die handeling of ervaring van vrees. Weereens, kyk na die twee prentjies. As jy dink aan die woord vrees, waar lê u gedagtes in 'n Bybelse konteks, wanneer u na die Bybel kyk? Want dit bepaal op die einde van die dag. Dit bepaal wie op jou troon sit. Want dit wat op jou troon sit, bepaal hoe jy na hierdie woord kyk. Is dit vrees en dread? Want dan gaan ek dit aanbid. Is dit afhanklikheid en ontzag aan God? Want dit sal my gedrag bepaal. Want die een wat op my troon sit, sal ek aanbid. Hierdie prentjie wil ek hê, ons gaan nou na kyk, in die woord hoe hy oopgesluit word. Maar hierdie prentjie wil ek vanoggend vir u vra, maak hom vas in jou gedagtes gou-gou. Watter een van daardie twee sit op u troon? Watter een van daai twee sit op u troon? Dink aan jou dag, jou week wat verby is. Hoeveel keer jy gekonfronteer was met die emosionele toestand, want ons praat van die emosie waarin hy vasgevang is, van vrees. En watter een op u troon sit, uit daai ene, gaan ek reageer en gaan ek lewe. Want daai ene gaan bepaal, hoe ek, vir wie ek aanbid, wat ek die opdragte gaan ontvang van, en waar dit ek gaan voortbeweeg. In alles, my hele lewe, word in dit vasgevang.
Nou God het 'n hele paar keer gesê, vrees nie. Maar elke keer wanneer hy het gesê het, was dit nie net om te sê, moenie vrees nie, en dat hy het elke keer 'n rede gegee, direk daarna. Kom ons kyk byvoorbeeld in Jesaja 41 vers 10. Vrees nie. En hy skryf hierso in Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Elke keer wat God gesê het, moenie vrees nie, het hy verduidelik gegee daarna. Ek is met jou. Want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou ook. Ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Dat hy sê, hierdie vrees wat jy beleef in jou emosie, kom sit dit terug op my. Ek is op jou troon. Ek is op jou troon. Aanbid my. Ek is met jou. Volg my. Eer my. En hierdie emosie waarmee gekonfronteer word, word dan teruggeskuif na waar dit hoort. Dat die een wat jou ken, die een wat jou by die naam geroep het, die een wat by jou is. Deuteronomium 31 vers 6. Vrees nie, Moses praat hier met die volk. En hy skryf daar in Deuteronomium 31 vers 6, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie, en word nie verskrik nie, want dit is die Here jou God, wat saam met jou trek. Die rede, hoekom jy nie met vrees nie. Elke keer wanneer God sê, moenie vrees nie, reg deur die woord, toe hy die engel na Maria toe gegaan het, moenie vrees nie, want Jesus met sy disippels, moenie vrees nie, want hoeveel keer kom en sê, bring hom terug, dat hy op jou troon sit. Hierdie menslike ervaring, waar Jesus ook vir die mense sê, moenie vrees oor wat jy môre gaan eet of drink nie, want ek. Nou gaan ons kom by waar het hierdie ding verkeerd geloop. Hoe het hy verkeerd geloop? En ons kry dit in Genesis 3. Genesis 3. En hier kry ons die verhaal, Adam en Eva het sopas gesondig. En hulle het van hierdie vrug geëet, en kom ons lees van vers 7. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef, dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hierdie heel eerste gedeelte, hulle twee se oë gaan toe oop. Hulle het God slegs geken as die goeie Vader. Daar was geen vrees nie, die vrees wat hulle gehaat het, was in sy teenwoordigheid. Hulle het hom aanbid, hulle het saam met hom gewandel, hulle het gejarre. En toe hulle oopgaan, toe sien hulle 'n dimensie van God, wie hulle is. Dit laat my dink aan 'n kind. Nou so laaitie, soos dat ons almal bijvoorbeeld was, in my eie lewe, jou pa is awesome, jou pa tel jou op, hy gooi jou in die lug, jy speel met jou, en tot jy begin jou boundaries bietjie push, nee? En sê pa, nee, en ek gaan nog bietjie verder en verder, en dan vat pa jou so om die nek, sê, kom hier, my moktok. Dan spartel jy soos 'n muis in 'n valletjie. Maar jy kom nêrens nie. Maar hy vat vir jou vas en hier is krag, hoor. En as hy beld so vinnig loskom en hy sê hier jou oë gaan oop. Jou oë gaan oop, broer.
En ewe skielik sien jy 'n gedeelte van jou pa wat jy nog nooit gesien het nie, hierdie power wat hy het. En jy besef, joh, nee. En ewe skielik gaan jou oë oop en jy sien iets anders. Wat hier gegaan het, hulle oë het oopgegaan en vir die eerste keer het vrees op 'n ander vlak vir hulle oopgegaan. En daai ding het so gegroei in die mensdom, dat ons waar ons is vandag, ons oë kan net oopgemaak word wanneer ons terugkeer na ons oorspronklike manier van hoe God ons geskaap het. Ons oë gaan oop wanneer ons die dag ons harte vir die Here gee en ons lewe vir hom oorgee en ons oë gaan oop en ons sien hom vir wie hy is. Ons Vader. Maar ons harte is so verweef geraak in jare se menslike vrees, dat ons met soveel vrees sit, dat ons nie weet hoe om hom te skei nie, dat dit wat op my troon is, ek sal aanbid nie. Ons as mense, omdat ons so ver weggedryf het van God af, sit met al hierdie emosies en goeders, en nou word ons oë oop, ons oë gaan oop, en dit moet herskryf word. En dit word herskryf deur sy woord en sy gees, maar dit kom by 'n plek van aanbidding. Dit kom by 'n plek van vertroue, dit kom by 'n plek van oorgee. En jou oë gaan oop, want die mensdom het in vrees gelewe. En die mensdom leef nog steeds in vrees. Alles wat ons doen is gebore uit hierdie vrees wat ons nou ken, maar die Jare, dit kan net wanneer ons oë oop gaan en sy gees in ons binneste kom leef en hy kom op die troon. Hy kom op die troon. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here in die tuin wandel teen die tyd wat die aandwind opkom. Eerste keer hoor hulle God op 'n ander manier. Hulle het saam met hom gewandel elke dag in die tuin. En die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here het na die mens geroep en gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u gehoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek was kaal toe het weggekruip. Die Here vra toe vir hom, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet wat ek jou verbied het om te eet nie? En die mense, die vrou wat u my gegee het by my staan, het my van die boom van die vrug gegee en ek het geëet. Toe vra hy, wat het jy nou gedoen? Sê hy toe vir die slang, en so gaan dit aan. Dis presies wat gebeur met sonde. Heel eerste, daai vrees, jou oë gaan oop. Daai ding kom sit op jou troon. Wegkruip. Ek kruip weg. En dan bedek ek dit, dat niemand dit moet uitvind nie. En dan blaam ek. Maar dis mos jou skuld. Dis jou skuld dat ek so is. En ek kan nie verantwoordelikheid vat nie. En dan gebeur die skeiding. En ek kruip weg. En ek lyk mooi vir ander mense, maar daar's vrees in my hart wat nie Jare is nie. Want iemand moet tog nou net nie uitvind nie. En ek hou hierdie ding maar net vas, hier in die een kant. Maar wanneer ons kom na ons Vader toe, na die lig toe, dan sê my kind, dis nie wie jy is nie. Die bedekking, dit verberg my swakhede. Dis uiterlik. Image management, as mense dit so kan noem. Moenie my foute sien nie. Vrees vir ontmaskering. Ons is so bang om foute te maak. Dat ons my onmiddellik verduidelik as iets nie verkeerd gegaan het nie.
Want ons lewe in 'n wêreld waar jy moet perfek wees en jy moet perfek kan opereer in alles. Jy wil tog nie hê iemand moet sien jy het ook 'n fout nie. Veral ons wat in ons posisie is. O jene, image management. Vra ek nou vir jou. Moet ek tog net nie verkeerde woord sê van die preekslaaf nie, want dis nie kanseltaal nie. Moet tog nie ligsinnig wees nie, asseblief tog nie. Jou persoonlikheid is 'n bietjie te. En later raak jy vol vrees dat jy nie kan wees wie jy is nie. Want jy word nie aanvaar nie, jy lyk nie goed nie, en jy word gedryf deur hierdie Jare wat op jou troon sit, en hy's heeltemal in 'n verkeerde rigting. Waar ons Vader sê, moenie vrees nie, want ek is jou, ek ken jou, ek het jou in die ma se moederskoot gevorm, wie jy is beautiful. Maar hierdie prentjie van vrees het van my begin iets maak wie ek nie is nie. Verberg myself, my innerlike onttrekking uit my verhoudings. Ek wil nie gevind word nie, vrees vir intimiteit. Dis hoekom die mens om so alleen is, dis hoekom ons hierdie fotootjies van ons post net die beste. Want dit is vrees. Ons neem ons nou in vandag se tyd 50 foto's en dan kies ons moontlik een. En ons daar, jy het 'n mik en druk gehad man, jou hare het so gelyk, jy het so gelyk, as jy bly was daai foto het uitgekom. En dan word hy ingeplak en teen die muur gesit. En sê, hy, kyk, hierdie arme kind, het hy nie gebad nie. Nee, hy was lekker gespeel. Maar hierdie hele ding word gedryf deur vrees. Die mense pleeg selfmoord. Daar is soveel korrupsie aan die gang. Alles om hierdie beeld van perfeksie uit te leef. Wat is op die troon van ons harte? Wat is op die troon van ons menswees? Die vrees vir die mens span 'n stryk, maar hy wat op die Here vertrou sal beskut word. Dink 'n bietjie gou aan hierdie dinge. Die vrees van 'n mens span 'n stryk. Ons is so bekommerd oor wat mense van ons dink, en dat ons selfs mense begin op ons troon sit. Want dit wat hulle dink bepaal ons gedrag. Kom ons dink 'n bietjie aan Abraham. In Genesis 20 vers 11. Abraham kom by Abimelech in Gerar en hy jok vir hom, die tweede keer nou, die eerste keer was hy by Egipte, die tweede keer kom hy by Abimelech en hy sê, dit is net my suster, hoor sy woorde hier. En Abraham sê, ek het gedink, daar is werklik geen vrees van God in hierdie plek nie, en hulle sal my oor my vrou doodmaak. Die vrees vir mens. Daar's geen vrees van God in hierdie plek nie. Hoeveel keer kom ek en u dalk in 'n plek in, en jy kom daarin, en dit vloek en dit skel, en dit gaan te kere, maar nou wil ek niks sê nie, nou val ek maar net in. Maar daar's geen vrees vir God in hierdie plek nie, so as ek nou opstaan, gaan ek soos 'n pysie uitstaan hier in die lug, en almal gaan my raak sien. En ek val maar net in. Wie is op die troon van jou lewe? Die vrees vir die mens, dat ek net saam met hulle gaan. Ek wil tog net nie want die vrees van God is afwesig. Neem die vrees van mense maklik sy plek in. Maar hy vrees van God, die Jare. Dan kom sit die mens op daai troon. Man van geloof word man van vrees. Jok, gevange. Kruip weg, maak toe. En so kan ons aangaan. Koning Saul, die verwysing 1 Samuel 15 vers 24. En hy moes vir Samuel gewag het. En Saul kom en hy offer en hy hoor hierdie woorde.
Ek het gesondig, omdat ek die volk gevrees het en na hulle stem geluister het. Mense, hierdie ding is diep in ons menswees gewortel. En ons oë gaan oop. Wat skuil agter baie sondes in ons lewens? Moenie net vra, wat het ek gedoen nie? Vra eerder, waarvoor was ek bang? Sonde openbaar dikwels die vrees wat daar agter skuil. So wat is die vrees wat agter hierdie sonde skuil? Leuns. Vrees vir die gevolge van die waarheid. Wil jy 'n bietjie mooi dink? Beheer. Die vrees omdat ek leuen, die vrees vir beheer, vrees vir onsekerheid en chaos. Gierigheid, vrees vir gebrek. People pleasing, vrees vir verwerping. Woede, vrees om magteloos of onbeduidend te wees. Ek moet in beheer wees. In baie gevalle is daar iets agter sonde wat 'n vrees het, want daai vrees is op jou troon om te sien, wat is dit? En dit laat my sondig as gevolg van die verkeerde verplasing van daai vrees wat ek het. Is jy genoeg? En ek moet iets uitdink en ek moet myself bewys. Nou hierdie stukkie wat ek met u gaan deel, dis vir my. Dis nie vir u nie, dis vir my. Dis iets wat ek met die Here moes deel 'n hele paar jaar gelede. Hier in 2005, 2006, daar rond. Toe ek is gediagnoseer en die dokters het gesê, meneer Burger, jy het nie maande nie, jy het weke, en ek het hierdie pad met die Here begin stap, en hy sê, vertrou my. Ek sê, ja Here, dis reg. En hy begin my praat oor vrees in my lewe. En ek het gelukkig nie vrees nie. Ek is oorgegewe, ek alles gelos, ek het die pad gestap en so aan, en ek sit en dink en mediteer daai oggend oor vrees in my lewe, en die volgende oomblik is dit soos 'n rooi lig in my binneste, maar weer eens, wanneer ek met u deel, dis my verhaal. Jy kan dit nie op jou vat nie. Die Here wys my jou mediese fonds, myne. Ek sê, wat? Ja, jy sê jy vertrou my, maar hierdie mediese fonds van jou is jou backdoor. In my gedagtes, hoor nou wat ek gedink het. Ek het gedink, as die Here dan nie vir my deurkom nie, het ek dan my mediese fonds. Dit was letterlik my gedagtes wat ek nie besef het nie. En ek sit daar en ek sê, Here, ek gee oor, en ek vra toe, wat die res van my gesin, Here sê, is jy. Dis reg, ek gaan kanselleer my mediese fonds, ek gaan dan na Namay toe, ek stap by die kantoor en ek kom daar so, en ek sê, ek wil my mediese fonds verander, ek wil my afval, my vrou en my kinders bly op, maar ek moet afkom. Toe daai vorms voor my kom, mense, ek het gebewe soos 'n riet, ek kon nie daai ding teken nie. Ek was vreesbevange om daai mediese fonds daar te stop. Ek moes eers uitstap en 'n draai gaan loop, net om asem te probeer kry. En teruggegaan en te gaan teken. Want toe ek teken, toe is dit soos 'n surrender. Totaal, weer eens, dis my verhaal, dis nie u se nie. U kan nie sê, hy het gesê, ek wil mediese fonds kan sê, nee. Dis glad nie die geval nie. Vir my was dit daai ding, wat my vasgehou het, en ek het nie geweet nie. Om die Here te begin vertrou met my finansies. Dink 'n bietjie daaraan. Hoe sit dit in ons hart, rondom wat die Here sê, vertrou my,
om jou 10de te gee byvoorbeeld. Ek moes journey met die Here op daai ene. Want ek het gegee wat ek oorgehad het. Sê nee, jou eerste. Ja, Vader. Die vrees op die troon van my hart was baie meer 'n realiteit as wat ek werklik besef het. Want ons as mensdom word in hierdie wêreld geskoei deur die emosie van vrees en al hierdie goeters, en nou wanneer ons harte vir die Here gee, gaan ons oë oop en nou moet dit herskryf word. En mense, dis nie so maklik as wat ons dink nie. Ons gees word nuut geword. Jou gees word nuut, jy word 'n nuwe mens, maar die manier van ons dink, die manier ons geprogrammeer is, dit vat tyd. Elke stap wat ek gee in gehoorsaamheid, elke stap wat ek gee in afhanklikheid, elke stap wat ek gee, word dinge herskryf as gevolg van wie op my troon sit. Ek wil afsluit met hierdie 2 skrifte. Musiekspan, julle kan opkom. Daar is geen vrees in liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Daai vrees wat ons so in, wanneer ons Vader se liefde, sy teenwoordigheid, sy krag, wie hy is, daai openbaring in ons gees kry, dit dryf daai vrees na buite, en ons kry 'n nuwe vrees, Jare, wat reg geposisioneer word. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Weereens, daai kortsluiting in my gedagte. Want ons is nie so geprogrammeer nie, ons is so geleer nie, ons is nie so gefokus nie. Volmaakte liefde dryf daai vrees, hierdie gedeelte wat nie van God behoort nie, daai dread, daai wegskram, want dit sluit vrees in, dat ek nie met vrymoedigheid na my Vader toe kan gaan nie. Want ek kyk met daai bril na hom. Ek kan nie met vrymoedigheid, as u woord lees, hoor u hierdie woorde van liefde, aanvaarding, of hoor u die woorde van jy gaan gestraf word, en want baie keer, as ek so na die Bybel gelees het, het ek net die strafgedeeltes gelees. Maar ek het nie, want elke belofte het omtrent 'n voorwaarde gehad, en ek het net die voorwaardes gehoor. Ek het net gehoor alles wat ek verkeerd doen, en ek kon nie hoor sy hart van liefde nie, want Jare was verkeerd verplaas op my troon. En ek moes laat gaan van die straf, van die vrees. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 'n Spirit of fear. Ons het die Heilige Gees ontvang. Ons het die Heilige Gees ontvang. Maar ons gedagtes is baie keer nog vasgevang van hoe ons geprogrammeer is. Jou oë het oopgegaan en jy sien nou iets anders. Mag u elke keer as u die woord vrees hoor of beleef of dalk wil wegkruip of iets cover, dat u die vraag het sal vra, wie is nou op die troon van my lewe? Wie is nou die troon? Wie is op die troon? Want die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Dit dryf dit uit, en die liefde vir ons Vader groei. Want die Heilige Gees wat in ons is alreeds nuut. Maar hier, en daai emosie waarvan gepraat word, moet herskryf word. En dit word deur sy woord, sy Gees, sy teenwoordigheid, in ons gesprek met mekaar, terug. Sê, dis wie jy is. Nuut gemaak.
kom ons staan saam en ons vrees die Here vanoggend. Daai vrees is om hom te aanbid in eerbied, nie in bang nie, nie in wegkruip nie, nie in toemaak nie, maar in oopte, in liefde, krag, teenwoordigheid in hom. Jare.